God kan enige iets doen deur iemand wat glo. Goeiedag al my broers en susters in Christus. Vandag wil ek julle herinner aan hierdie waarheid wat die krag het om jou lewe transformeer. En dit is dat God kan enige iets doen deur iemand wat glo. Onthou, God se krag werk in ons lewens deur geloof. Nou kom ons begin met 'n kragtige skrif uit Markus 9:23 waar Jesus sê: As jy glo, dan is alle dinge moontlik. Let op, Jesus beperk nie hierdie belofte nie. Hy sê nie net sekere dinge is moontlik of net die maklike goed nie. Hy sê alle dinge is moontlik. Dit beteken dat geloof die sleutel is wat God se onbeperkte krag in ons lewens ontsluit. Onthou, dit gaan nie oor ons eie krag of vermoëns nie. Dit gaan oor God wat deur ons werk. Efesiërs 3:20 sê dit baie mooi. Aan hom wat mag het om oorvloedig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Luister nou mooi, volgens die krag wat in ons werk. Dieselfde God wat die Rooi See geskei het, wat Lazarus uit die dood uit opgewek het en wat duisende gevoed het met 5 brode en 2 visse, is die God wat in jou werk. Onthou, geloof dryf ons aksies. Jy moet besef dat geloof nie passief is nie. Dis aktief. Jakobus herinner ons in Jakobus 2:26, soos die liggaam sonder die gees dood is, so is geloof sonder werke ook dood. Wanneer ons glo dat God enigiets kan doen, tree ons in geloof op. Soos Petrus wat op die water geloop het, rig ons oë op Jesus en beweeg ons na hom toe, met vertroue dat hy die onmoontlike moontlik gaan maak. Die duiwel en sy magte wil hê jy moet glo dat jy te swak, te klein of te ongeskik is. Maar die waarheid is dat jou geloof in God se krag groter is as enige beperking. Soos Helen Keller gesê het, alleen kan ons so min doen, saam kan ons baie doen. Met God gaan dit nie net oor wat jy kan doen nie. Dit gaan oor wat hy deur jou kan doen. Onthou, God gebruik die gewilliges, nie volmaaktes nie. Dink aan Dawid, 'n skaapwagter wat deur God gekies is om Goliat te verslaan. Hy was nie 'n opgeleide soldaat nie, maar hy het geglo dat God hom sou verlos. Dawid het in 1 Samuel 17:37 gesê: Die Here wat my uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer gered het, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Dawid se oorwinning was nie te danke aan sy eie krag nie, maar aan sy geloof in God se krag. Kyk byvoorbeeld na die disippels. Hulle was gewone mense, vissermanne, tollenaars, maar deur hulle geloof in Jesus het hulle die wêreld omgekeer. God roep nie die gekwalifiseerdes nie, hy kwalifiseer die geroepenes. Onthou, geloof breek alle grense, want dit ken geen grense nie. Filippense 4:13 sê dat ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hierdie vers is vir my 'n verklaring van vertroue, nie in onsself nie, maar in die krag wat God voorsien. Wanneer ons op hom vertrou, beweeg berge, breek kettinge en gaan deure oop. As God Moses, wat aan sy spraakvermoëns getwyfel het, om gebruik het om 'n nasie uit slawerny te lei, en Ester, 'n jong koningin, om haar volk te red, kan hy jou gebruik. Ek wil jou uitdaag om in geloof te begin optree. Wat roep God jou om te doen wat onmoontlik lyk? Is dit om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het, 'n bediening te begin, om te vertrou in 'n tyd van onsekerheid, om genees te word of om vir iemand te bid om gesond te word? Moenie toelaat dat vrees of twyfel jou terughou nie. 2 Timoteus 1:7 sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Wanneer jy in die een glo wat magtig is, almagtig is, sal jy die moed vind om die onbekende binne te gaan, wetende dat hy elke tree saam met jou gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die gawe van geloof en die herinnering dat alle dinge moontlik is vir ons wat glo. Versterk ons harte vandag. Help ons om op u krag te vertrou en staat te maak, en nie op ons eie vermoëns nie. Maak ons oë oop om die geleenthede te sien wat u voor ons geplaas het, en gee ons die moed om geloof op te tree. Ons gee ons twyfel en vrese vandag aan u oor, wetende dat ons deur u alles kan doen. Dit bid ons
in Jesus se magtige naam. Amen. So ek wil jou aanmoedig, gaan vandag voort, nie in jou eie krag nie, maar in die krag van God. Onthou, geloof is die brug tussen waar jy is en waartoe God jou lei. Glo, tree op, stap uit en kyk hoe God die onmoontlike in jou lewe doen. Deel asseblief hierdie boodskap. My naam is Paul en ons boodskap is op Facebook beskikbaar by Jesus Christus leef in jou. As jy dit op WhatsApp wil ontvang, stuur net vir my die woord teks of audio na 079 610 9175, dan stuur ek elke oggend vir jou 'n boodskap om jou te herinner dat Jesus Christus werklik leef, hy het opgestaan en hy leef deur sy gees binne in jou.